prys hom. Halleluja. Amen. Kom ons loof en prys hom. Dankie Vader vir hierdie oggend. Dankie vir u. U genade is so groot vir elkeen van ons. Dankie dat u sommer die engele kry om ons almal bymekaar te bring hierso. Ons wil die loof en prys ons vir al die eer gee vir Jesus, want hy is die een wat dit verdien. Hy het die hoogste prys betaal vir ons. Hy het homself kom neerlê dat ons vanoggend hier kan kom sit en nie net kan kom loof en prys as ons verlosser, ons saligmaker, en ons bring ons harte voor u, voor die troon van genade vanoggend, en ons lê onsself neer, gees, siel en liggaam, en ons bid Heilige Gees dat u die enigste een is wat deur ons gaan beweeg en praat vanoggend. Ons bid vir kennis, wysheid en insig, 'n muur van vuur om ons vanoggend, en seël ons alles af met die bloed van die lam. Yeshua Mashiach. Thank you Lord. Amen. Amen. Wow. Ek wil gou iets getuig. Asseblief. Dis hoekom ons hier is. Halleluja. Die getuienis wat jy gelewer het oor wat jy vir Here gesê het, toets my hart, wat jy vir jou vrou gekom het. Ja, in toehoorbarend. En toe gaan sit ek by iemand en ek vertel hom die storie, maar nou sit die ou en hy kyk vir my en hy luister vir my, ek sê vir hom, ek wil net vir jou sommer net iets interessant vertel wat gebeur het. En ek vertel het vir hom, nou sit hy en hy luister en ek by hom kom en ek sê, hoor jy so, Kom ons Jy moet moet sê kyk net so. die storie net teruggaan. hey, Kan ons net teruggaan en sê, Okay. want almal was nie Ja, want hier ek nie. was nie. Ja. okay. Okay. Vertel jy dan die storie wat Nee, en dan gaan jy Ja, aan. dan gaan ek aan. Ja. Okay, so 2 jaar, ja, so 2 jaar terug. Toe begin ek Psalm 139. Ons bid dit party oggende, maar ek bid om een oggend in die Heilige Gees sê, bid Psalm 139. Bid hom oor jou. En hy begin so om te vra op die skerm. Hy begin, Lord, you have searched me and you know me. So hy begin om dit te vra. You know me, my down sitting, my uprising, understand, and my thoughts afar off. En dan lees jy deur die hele Psalm 139 en dan eindig hy af. Dan vra Dawid, search me, O God, and know my heart. Try me and know you and know my thoughts, and see if there is any wicked way in me, and leave me in a way everlasting. En ek bid dit die oggend, maar nou, jy bid dit en niks gebeur nie, en so 10:00, 11:00 te ry ek so om, en ek weet waar ek gery het, en ek praat met 'n geestelike leier in die stad oor iets anders, en hy vra hoe gaan dit, en ek deel met hom wat ek vanoggend gebid het. Hy antwoord my net so, joh, dis 'n gevaarlike gebed om te bid. Ja. Maar ek los dit daar. So by die aand kom my vrou en sy maak vir my kos, en sy het 'n sous of iets bygesit, en ek kyk haar so, ek sê maar, jy sit nie 'n sous by die ding nie, dit maak nie vir my sin nie. Maar woorde vloei uit my uit wat ek gewoonlik nooit sê nie. En waar sy gewoonlik sal iets terug sê, al wat ek sien net die trane loop. En ek besef, dis wat uit my hart uitkom, want die Heilige Gees wat my net so terug na hierdie woord toe. En ek gaan voor haar, en ek gaan buig voor haar, en ek begin huil, ek begin net weep, en ek repent. En die Heilige Gees wys, jy het my gevra, wat is in jou hart? Ek het jou hart vir jou kom wys. Maar dit is so pyn en seer, nee. En ek deel dit 2-3 weke terug met Baren dieselfde, en hy gaan bid hierdie. Hy kom die naweek na dit na my toe terug, hy sê, hy moet iets van my sê. Daar het iets gebeur die naweek, hy en Daniela was in 'n gesprek, en terwyl sy vir hom iets sê, dis net asof hy snap, en toe was hy baie lelik met haar. Ek sê, onthou jy die gebed? En die volgende slag toe kom die gebed terug na hom toe. Hy het gevra, en sy hart is openbaar. Presies waardeur hy gaan ek deur. En verlede week deel ons dit, en nou wil ek Ja, ek sit by die ou en ek praat met hom, want ek deel baie met hom altyd wat hy praat, as hy praat en nie, wanneer ons preek by die plek en sulke dinge, dan sal hy altyd sê, maar ons sit Kobus een kant, ons is nie in sy vlak. But in any case, en ek sit met hom en praat, ek vertel hom die storie wat met jou gebeur het, hoe jy, en ek weet hoe hy sy vrou hanteer. Ja.
waar hy met haar praat en ek sê, Jesus, André praat met sy vrou en skielik kom die woorde net wat nie moet uitkom nie, kom uit sy mond uit. Onvoorwaardelik kom dit net uit en die volgende mens sit hy net en hy kyk en hier loop die trane. Toe ek sê trane, toe gaan vat hy ou sy stoel, hy gaan sit so agteroor. Nou sit hy nou lê so en hy luister aandagtig. Ek kan sê en Jesus, terwyl hy so kyk, toe onthou hy die Heilige Gees sê vir hom, ja, onthou jy het my gevra, toets my hart en kyk wat kom uit jou hart uit, né? Ou sit so, hy sê my Kobus, hierdie is hout tussen my oor, hierdie is vir my vandag, hierdie is vir my, ek moet regmaak met my vrou. En is die krag van getuienis, né? Dit is daai ding, daai wat jy vertel het, né? Bly by my die hele tyd as ek my vrou sien, né? Ja. Die hele tyd, maar jy's amazing, jy's wonderlik. Dis sê jy vra my, Wow. sy dink ek is stupid want ek sê die goede die hele tyd vra. Wow. Making up Sy for kan nie it. verstaan wat my gebeur het nou. Ja. Maar dit is amazing, net die invloed van een ding. Ja. Jy weet ons moet net altyd onthou, ons is nie klein, die Here vorm ons en maak ons soos hy wil. Ja. Ons kan nie ons maak soos ons wil nie, hy en laat nie wil geskied. The powerful thing about a testimony is that it's non-confrontational. And I think that's what we want to avoid Yeah. today. Ja. We don't want to attack the person. Nou, And the easiest way to get the message over without attacking the person is to use your testimony or someone's testimony. Because then you're not attacking them. This is fact. This is what happened. And then they open up a little bit. Because for me, communication is not communication unless the other person can receive it. ja. So if you're not confrontational, because we men would like to shove it down someone's throat, but Ja. that doesn't always work. I'm sure some of us No. have found out. Hey, Ja. So, terwyl, it's good in Engels. nee, jy mag. Kom Maar maar. ek kan myself verdedig. Ja, ek kan, hierdie was Britse area lank terug gewees ons. Maar ek dink ons moet net besef in die hemel gaan daar geen Engels. Op einde is dit gesê hulle gaan Afrikaans praat in die hele. Ek werk op Afrikaans, hoor. So jy moet opskerp. So, terwyl Graham praat, so kyk ek na die koffie en ek sien, hierdie koffie is swart. So al wat ek vir jou sê, jy wat dink jou hart is op die goeie plek, hy lyk soos hierdie koffie. Ja. Jy wat dink, nie jy wat nie dink nie, jy wat dink jy's op die regte plek. Want op daai stadium het ek gedink my hart is op die regte plek, tot ek gevra het ondersoek hom. Dan kom daai dros kom uit. But that's why Paul said, I will only preach Christ crucified. It's Ja. not about how good we are. Nee, it's about hy het hierdie goed how we verstaan. are in Christ. Because Ja, 1 Corinthians 1:20 says that we are the wisdom of God, that we're righteous, that Ja. we're sanctified. And we have to, that's our work of faith, is to remind ourselves who we are in Christ, not who we are in ourselves. Ja. In ourselves, Romans 6:23, Romans 3:23, ja, there is no, for all have failed and fall short of the glory Ja. of God. You with me? So it's not about us anyway. ja. En hy sê, van all the sinners I'm the least. En ek meen, hy het nie eens 'n vrou gehad nie. Me? Paulus. Hy het nie eens 'n vrou gehad. Jy verstaan, hy het gesê, for all the sinners I'm the least. Hy is baie moeilikheid gespaar. Weet ek, as ek vat, toe ek op die myn gewerk het, op Welkom myn was dit, die voorreg gehad om in die goudsmelt kamer in te gaan, daar wil die goud smelt. Ja, En ook wat die Bybel sê, wanneer daai goud gesmelt word, dan kom al die gemors kom op boontoe. Dan Ja, is daai ja, ja. daai hele ding is dof. Jy kan nie eens die goud sien nie. Ja. Dit is alles net borrel so op, dan gaan lê al die goede al die bo. dros dan. Nou, alles metale, alle metale werk presies dieselfde. Wanneer dit gesmelt word, dan kom al die impurities boontoe, dan moet hulle dit afkrap, soos 'n Ja. skuil wat afkom. Ja. Dan skielik dan blink die bokant, soos van goud Ja. en lood en Ja. aluminium. Soos hulle daai goed te smelt, so dan krap jy. Dis wanneer die vuur van die Here deur jou gaan, laat daai goede wat nie daar moet wees nie, dat kan uitkom, dat jy dit kan afkrap en ontslaa raak van daai goede. Ja. En dat ons osself kan sien in daai beeld van daai goud of silwer of whatever. So ek net om julle op 'n blaai te bring. Ek het voorberei. En ek is reg om terug te gaan weer.
En ek het geweet Graham gaan lag na die kledingstukke toe, want dit is belangrik dat ons weer na die kleed en wat ons aantrek kyk. Maar soos ek inkom sê die Heilige Gees vir my, nee, jy kan nie in die kleed begin kyk nie, want jou kleed kan jy nie skoon kry as jou hart nie reg is nie. So ons gaan vanoggend terug na die hart toe. Ek wil net iets sê, wie van julle het al in die courtrooms gaan bid? Het julle al in die courtrooms bid, om in die courtrooms te bid? Daar's 'n hele prosedure om in te gaan in die courtrooms te bid. En verlede week toe praat ek met een van David se vriende. En die ander ou Dennis Kotse was al by ons gewees. Hy's ook 'n intercessor. En nou wil ek die volgende vra, wie van julle het al in die courtrooms voor die Ancient of Days gaan bid? So, ek noem dit maar net vir hierso, baie keer is daar gebede en goed wat ons gaan. Ek het 'n hele ding wat hy vir my gestuur het, wat Dennis uitgewerk het. En Daniel 7 praat van, and the books are open in the Ancient of Days. Maar die oomblik toe ek hoor, jy moet in die courtroom ingaan voor die Ancient of Days, toe is dit net soos 'n koue wat oor my kom, om te weet, jy gaan voor the judge of all judges, ja, a righteous judge, voor hom te gaan staan. So, ek dink ek wil begin om net Barend se visions te deel met julle. Laat ons net kyk op watter bladsy is ons. Ek gaan dit probeer onthou soos wat dit was. Is daar iets as Chris wat ek uit is, dan sê julle net waar hy julle hart begin het, net. So, ons het 2 weke terug, ons het mos die priesterlike kleed wat ons ontvang het, wat ons begin aantrek het. So, wat vir my verblydend is, vanoggend toe ek hier kom en ek sien maar, ons is so baie mans hierso. Dit beteken, ons het die kleed aangetrek, maar die Heilige Gees wys, sonder julle geweet het wat is die gevolge daarvan as jy die kleed gaan aantrek. Want as jy hom eers geweet het wat kom, dan sê jy nie kans gesien het om hom aan te trek. So hy het hom vir ons gegee, dis asof die Heilige Gees vir ons die kleed gegee daar, wat daar binne is, en om hom aan te trek, en 'n paar van ons het hom al opgesit, maar nou moet jy weet wat is die gevolge daarvan, om 'n priester te wees, to walk in priesthood. So om 'n priesthood in te gaan, sê hy mos in Deuteronomy, 42, 44, 11:44, kom ons kyk net daar. 11:40, ja, I shall sanctify and you shall be holy, for I am holy. Neither you shall defile yourself with any manner of creeping thing that creeping upon the earth. So die kern is hiervan, for I am the Lord your God, so consecrate yourself and be holy because I am holy. So consecrate beteken to set yourself apart. So, hoekom ek dit sê, is nie hierdie is nie 'n bidde nie, hierdie moet iets wees wat jy 'n passie moet voor hê om te sê, ek wil dit doen. Ek gee myself oor. Maar om jouself oor te sit, moet jy bereid wees om te sê, ek stel myself beskikbaar om geweeg te word en om gemeet te word. So, jy weet, 'n bruid wat haarself gereed maak, doen 2 goed. Sit hom gereeld op 'n skaal. Het julle dit al gehoor as julle dogters of in troue was? En selfs die bruidegom kyk dan ook, maar die bruid nog te meer. Vir hulle, dis hulle dag. So, al wat ek weet, ons is op pad na 'n wedding feast toe, want dis ons dag. Want ons het iemand wat dit vir ons voorberei het. Dis nie iemand anders se dag nie, dis nie die engele se dag nie. It's not the friends of the bridegroom's day, it's our day. En ons kan nie ingaan in dit as ons nie gereed is nie. So jy moet gaan
om jou dress, jou wedding garment en jou priestly garment te gaan meet en jouself te gaan weeg. So in hierdie weeg het Barend het die skaal gesien toe ons net nadat ons daai aangetrek het. Toe sit ons hom terug op die altaar en dis asof die Heilige Gees sê, jy gaan hom nie nou weer afhaal nie, hy is daar vir die office, jy het hom aangepas, maar nou moet jy 'n voorbereiding doen om dit te ontvang. Jy kan, as 'n law-student kan jy begin en jou plek is om eendag voor die balie te gaan verskyn. En die ouens in die hof het mos 'n toga, 'n ding wat hulle aantrek. So die dag as jy ingeskryf het vir law en hulle wys vir jou in jou klas waar die lesings is, dis hoe die toga gaan lyk en hulle trek hom dan vir jou een keer aan, hulle haal hom af, hulle sê vir hom, okay, nou begin jou kursus. Dan is jy nog nie 'n advokaat of iemand wat 'n counselor wat in die hof kan gaan staan nie, stem julle saam. Nou moet jy eers deur dit gaan. So ek sien onsself, dis waar ons is. So ons kan nie, as ons gereed wil wees, en ek noem dit vir jou, al tree jy in vir jou huis, vir jou gesin, vir jou straat, of vir jou dorp, of vir jou land, ons kan nie voor die Ancient of Days gaan verskyn, as jou hart nie gereed is nie. As jou hart, ek wil amper sê, nie geweeg en gemeet en gepas is nie. Ek weet nie of dit vir julle sin maak nie, maar dis die plek, want hy sê, die woordjie hart, wat lef beteken, as jy in die konkordansie gaan kyk in die skrif, kom hy 830 keer voor van Genesis tot Openbaring, net die woord hart. So die hart is misleidend bo alles. Alles wat gebeur, die oorspronge van die lewe, alles wie jy is, jou hele substance, wie ek en jy is, kom uit ons hart uit. Alles wat created is, alles van jou oupa grootjies, al sy ou maniere, al sy tricks, al jou familie se maniere wat jy nie gekry het, kom uit jou hart uit daai generasie iniquities uit. Maar daar is vir ons almal meer as hoop, want Jesus Christus het die prys betaal, sodat ek en jy ook kan sterf, neerlê, en laat hy in ons hart kom woon. So, in hierdie toe gaan ons daai maandag, 2 weke terug daarin, toe sien hy, daar loop 'n engel met 'n skaal, en ek het dit al gedeel, maar vir die wat dit nie gesien, hy sê net, engel loop met 'n skaal. In die oomblik toe ek hoor, hy sê, hy kom na my toe en sê, hy sien 'n engel met 'n skaal in hierdie vision, toe weet ek, hier's moeilikheid op pad. So ek stel dit net ligkens, maar ek het geweet, dis nou sulke tyd. En ons moet nou bly bid, en dan moet ons kyk, hoe beweeg die vision aan, wat is volgende. En toe sien hy, maar die engel gaan staan, presies in die middel, op die altaar, onder die plumline, en hy hou die skaal vas, en die volgende slag, toe kom daar hart tevoorskyn. In die middel van die skaal, nie op die een of die ander kant, so hy staan daar. So terwyl die hart daar staan, toe weet ek, okay, nou word ons harte ondersoek. So in die hart wat ondersoek is, nou gaan ons in 'n plek van repentance in, ons doen gewone repentance prayers. Toe sien hy, okay, daar's 'n koperbak, julle weet, as jy 'n koper, daar op die altaar is 'n koperbak, so koper beteken, net om vir julle die kleure te sê, soos Kobus sê, goud is divine, stem julle saam. Silwer beteken redemption, verlossing. So dis die 3 kleure wat ons moet onthou, wat altyd deur die tabernakel gaan en deur die hele skrif gaan. En koper beteken judgment, beproewing, toets. So daar's 'n brazen altaar wat daar voor is, as jy in die tabernakel inbeweeg. Brazen en koper is ek wil amper sê, dis dieselfde kleur. So 'n brazen altaar, 'n koper altaar, beteken die volgende, judgment. Judgment beteken nie,
kom ons noem dit so, daar's 'n verskil to be judged and the judgment, jy word getoets. Daar's 'n verskil om geoordeel te word en om getoets te word. As jy in die Engels gaan kyk na die twee woorde. So God kom nie en hy oordeel ons, sê hy toets ons. Net laat julle weet. Die accuser kla aan, maar God toets ons. Sodat ons kan voor hom kan skoon staan met ons harte. So die feit dat daar 'n brazen is, hoe gereeld moet ons nou ons harte invat na die altaar toe, of hoe gereeld moet ons gaan? Elke dag. So daar's nie een dag wat verbygaan, wat jy nie jou hart moet gaan neerlê, want jou hart is jou lewe. Hulle sê mos, in Leviticus sê hy ook dat the life of the flesh is in the blood, the life of the soul is in the blood. So die orgaan wat die bloed versprei, wat dit pomp, is die hart. So dis waar jou lewe, jou oorsprong is. Toe sien hy nou hierdie hart word uitgehaal en hy word binne in hierdie brazen altaar gesit. Nou die brazen altaar in die tabernakel is 'n waskom. Nou ek prys Jesus net dat hy my of dat hy ons net deur 'n seisoen gevat het met die tabernakel en laat die tabernakel hier staan. Al dink jy dis Ou Testament, jy moet die simbole en die simboliek verstaan wat daar gebeur. So die priester kom in, hy gaan lê op die altaar of hy sit die offer op die altaar en dan is daar gewoonlik 'n lam of 'n bees of 'n duif. Dis die sacrifice. So die altaar in die nuwe verbond is Golgotha. Dis die kruis. So Jesus is die lam wat geslag is. Maar hy was ook die hoëpriester wat die offer gebring het. So ons moet een ding verstaan, vir hom om Melchisedek te wees, was hy die hoëpriester, maar hy was ook die offer. Maak dit vir julle sin of verloor ek julle hierso? Kry? Ek kyk jou. Jy mag so lyk. Ja, ek probeer. Huh? Ek luister mooi. Okay, onthou net een ding. God is God. Hy kan doen wat hy wil. Hy kan die offer wees en hy kan die hoëpriester wees. So wie anders is die offer? Die seun Jesus. Wie is die hoëpriester? Jesus. Hy is self die hoëpriester van sy eie offer. Alright, so ek hoop dit maak sin, maar die Heilige Gees, dis hoekom ons bid vir 'n gees van kennis, wysheid en insig, want partykeer is dit nie hier verstaan nie, verstaan jy hier. Die Gees verstaan, hy openbaar alles. So, okay, nou verstaan ons, nou is jy klaar, nou het hy klaar die offer gebring, dan gaan jy na die brazen altaar toe, nou is daar Johannes bloed en dis vuil en dis geoffer, nou gaan was jy, want is Psalm 24 of 27 wat sê, nee? Okay, who shall ascend, vers 3, who shall ascend into the hill of the Lord, and who shall stand in his holy place? Kyk wat sê hy, he that have clean hands and a pure heart, who have not lifted up his soul into vanity, not sworn deceitfully. So ons moet weet, ek en jy het nie die vermoë om ons hart skoon te maak nie. Stem julle saam? Ek en jy het nie nodig, ons kan nie dit deur werke doen nie. Jy kan dit nie doen deur die wette onderhou nie. Jy kan dit nie doen deur goeie dinge te doen om jou hart skoon te maak nie. Om jou hart skoon te maak is net die genade van Jesus Christus en die verlossingswerk wat hy klaar gedoen het aan Golgotha, wat vir jou mercy en kruis gee, deur repentance te bely. Ek is 'n sondaar, ek het gesondig, ek het verkeerd gedoen. Ek self kan dit nie doen nie, maar u genade is so groot vir my. En dan kom hy, as jy dit bely, en hy maak jou skoon. Met sy bloed, jy kan sê. We need the
insight, the Holy Spirit has to awaken that. Ja, It ja. has to show you. Ja. It's in your own. You're not- Ja, jy kan nie. Maar om dit alreeds met jou mond net te gaan sê en te bely, is alreeds, dis 'n keuse wat jy maak. Ja. Jy gaan okay, kom ek sê gou vir jou. Jou buurman het per ongeluk jou kat raak gery. So nou is julle vir die volgende week nie lekker in gesels met mekaar nie. Voel jy lus om hom te vergewe? Nee. Wat sê die woord? Jy moet dit gaan doen. Moet. Jy moet. Dis nie oor hoe jy voel nie, dis oor wat jy moet doen. Alright. So who shall ascend? He that have clean hands and a pure heart and lifted up soul. So jy die volgende, jy gaan na daai bak toe, nou gaan was jy jou hande. Maar daai bak, daai brazen altaar is so gepoleer met die water in. Die oomblik as jy jou hand, jou gesig in dit sit om jou hande te was, wat sien jy raak? Me, myself and I. Me, myself and I. So nou word jy gemirror. En jy kan nie af by daai mirror kom nie. Jy moet jou elke dag self. So julle het daai prentjie al gesien waar die ou wat homself in die spieël kyk en dan die mirror image wat terugkom is dan die leeu. So jy moet so was laat jy nie meer jouself sien nie, maar die leeu van Juda in jou, want hy is die een wat die prys betaal het, die lam en die leeu. So toe sien ons die hart. Na die hart sien hy toe die volgende. Hy sien maar as twee organe, die hart en die reins. So ek het met julle gedeel Psalm 16 vers 7. Ek moet dit net teruggaan, laat ons net op die selfde bladsy kom. I will bless the Lord who's given me counsel. So counsel is om jou om vir jou om vir jou counsel is to give you dis hoekom daar 'n counselor is. 'n Advokaat se ander naam is eintlik 'n counselor. Hierdie is eintlik 'n hofterm, to give you counsel. As jy gaan kyk, die hele woord van God, Werner, julle het al courtrooms gedoen. Die hele woord van voor tot agter, hierdie hele boek is gebaseer op legal rights en op legalities. Advocate, counselor, mediator, judge, accuser, staatsaanklaer. So om ons harte skoon te kry. So om ons hart, dit help nie, ons sien die Satan is daar om te kill, steal en destroy. Maar as jy hom gaan begin sien as die staatsaanklaer om jou hart skoon te kry, dan is dit sy taak, want hy kla jou aan. So it's a place of purification wat hy aangestel is om te help in die purification proses. Al klink dit nie vir jou, ek is nou lus vir dit. Jy sien oor lus nie, hulle sê hy doen it day and night. Ja, en hy ken ons maniere en ons bewegings en alles. So, nou sê hy, I will bless the Lord who have given me counsel, en dan hierdie het my, wat met my jou opvang, my reins also instruct me in the night seasons. En dis waaroor ons al bedien het. So jou hart en jou reins, dis die twee organe wat ons op die skaal gesien het. So wat doen jou reins? Jou niere. Purify your blood. Purify. Dankie. Clean your blood. Ja. So julle het toe ons begin te sê ons okay, jou hart lyk soos hierdie. Lyk soos die koffie. So al die brokenness, al die woorde, al die gedagtes, al die crap wat van mense van die pyn in die hart en die seer lê hier onder en dan moet dit iewers gepurify word. Waartoe gaan dit dan? Dan gaan dit na jou reins toe, na jou niere toe. So dit gaan deur en dit gaan lê daar. Partykeer gaan lê dit vir baie jare daar. En dan moet dit uitskei. En dan sê hy, wat vir my baie opgeval het, my reins also instruct me in the night seasons. Het jy al daaraan gedink dat jy instruksies kry in die aand terwyl jy slaap van jou niere af?
Nie om instruksie om ek moet gou toilet toe gaan nie. Ander instruksies in die gees. But doesn't like the Bible say that the kidneys are your emotional? Dankie, your dis die emotions are deepest, sitting there. ja, Deepest emotions are your. That's what it yes, says. the dis kidneys. deepest seat of your emotions gaan lê daar. Ek het gister weer iets gehoor wat mense aan kinders doen. Yes. En ek wil nie eens daar ingaan nie. So daai deepest seat of emotions wat hulle aan kinders doen. Dink net die emosies wat daai kinders ingaan wat in trafficking betrokke is of in goed betrokke is. Of in hierdie ou wat nou daar of goed wat met kinders gebeur. So iewers moet jy 'n beskerming kry in jou hart. Laat jou hart gaan dit nie absorbeer nie. Dan gaan dit na jou deepest seat of emotions toe en hy seel dit af en hy hou dit daar. En dis 'n deel in jou wat ons moet teruggaan. So as jy in cleansing kom jy agter jou hart word gecleansed, maar nou is dit deel tyd om met jou reins te gaan deel. Jou verlede, en soos Dirk gesê het, Psalm 90, jou secret sins, hidden sins. En daai is binnekamer goed wat jy moet gaan deel. En hoekom ek dit sê, want ek sê hierdie, want niemand, nie een van ons is gevrywaar nie. Die voorbeeldigste pastor, prophet, is deel van dit. Die voorbeeldigste and the most holy person. Jesus kom, hy sê, hy het nie vir hulle gesterf nie, maar vir die sinners. So, toe gebeur het in die gebede, nou gaan ek aan, waar ons, wat gebeur het, toe gebeur het die volgende, gister of eergister, toe kom, soos ons bid, onthou, hierdie gaan oor tye, dis nou oor, elke dag, dan kom hierdie vision, Heilige Gees is so getrou, hy bring, en hierdie goed kan jy nie opmaak, om te sê, ek het dit gesien nie, want, dit wat ek met julle gaan deel, is meer as 'n storie, jy kan jy weet, die Heilige Gees het hierdie openbaring gegee, en daar sekere van hierdie openbarings, wat ek self deurgegaan het, en ek het die foto's geneem van dit, ek gaan julle nou wys, en dan gaan ek vir julle sê, waar kom dit vandaan? Die volgende, wat ons maandag sien, waarin, is vandag woensdag, hy sien maandag, sien hy sien 'n hart, nou ons weet die hart het kamers, julle stem saam, the chambers, hart het kamers, maar hy sien die hart se kamers in die vorm van hy sien 'n koshuisgang. Nou die van julle wat al in 'n koshuis was of in 'n dormitory of in die army was, hy sien 'n koshuisgang, sy woorde, hy sien 'n koshuisgang. En dan sien hy hierdie lang gang, dan sien hy die verskillende deure. En dan by elke deur is daar 'n nota op die deur geskryf. By die een staan daar offense, die deur is toe. Die ander een staan daar pride. By die ander een staan daar sê nou maar stubbornness. So elke plek is hy, maar die deur is toe. En jy kan nie daar inkom nie. So dit beteken jy moet in elkeen van daai plekke moet jy ingaan en jy moet gaan bely. As jy stubbornness bely, dan maak jy deur oop en jy kan ingaan, gaan bely oor stubbornness en dan kom die bloed van Jesus en hy haal daai en hy maak hom skoon. Nou sien hy, as die deur klaar skoon gemaak is, dan bly die deur oop, maar die deur moet afgeseël word. So hoe seël ons hom af? Soos wat hulle in Egipte gedoen het, daar kan julle sien. Dan vat jy die bloed van die lam, en jy sit dit in die deurposte. Dan maak jy daar skoon, want nou kan die doodsengel, hy sien die bloed raak, hy kan nie ingaan nie, en die vyand het ook nie weer 'n legal right om in daai kamer in te gaan nie. So, uit daai uit het ons in daai kamers in bely. So ek het 'n boek van
generational prayers van Aslan en van tyd tot tyd, as ons bid, party oggend dan sê die Heilige Gees, haal die boek uit en begin hierin bely. En toe gaan ek na die prayers, gebede van die hart toe. Nou, ek gaan nou net so vir Kobus vir julle wys. Ek het hierdie prayers wat ek gaan download, dis op PDF, is 8 bladsye. Dis een van die gebede wat jy oor jou hart bid. En wat ek wil hê, ek gaan dit gee, ons kan dit net begin lees, dat jy net sien, so 2-3 dele, hoe intens is hierdie. Toe gaan ons en ons bid hierdie gebede. Nou onthou, hoekom doen ons dit? Ons doen dit nie net vir onsself nie, want ons wil in die courtroom ingaan, op 'n plek waar ons nie voorheen ingegaan het nie. Ons wil priesters wees, maar alles is 'n proses. En elkeen loop, ek kan nie wil doen wat Werner doen nie, hy kan nie wil doen wat Graham doen nie. So die een moenie, elke een loop met sy eie elk. Met ander woorde, jy kan jou nie meet op grond van die persoon langs jou nie. Jy moet jou meet op jou eie verhouding, waar jy is. Maar die woord is vir almal. Maar die verhouding en die pad wat elkeen stap, maturity en stap, elkeen op sy tyd. Alright. So dis belangrik om dit te weet. So hierdie woord sê, pray to retune and realign your heart. So toe bid ek deur hierdie gebed, en toe ek deur dit bid, toe kom, dis 1, 2, hierso is dit 3 bladsye, maar dit lyk 3 bladsye, hierdie vat jou 'n halfuur as jy vandag lees, dit vat jou 1 uur as jy mediteer en dit bid. Net om jou hart in lyn te kry. Why I get prompted, why I think this is so important is because if you don't look after your heart and your body are linked. Ja. A lot of people don't want to agree with that. Ja. And then all of a sudden, then you have this condition or you have this problem or that. Maybe not now. It's like the kidney. The Ja. kidney, it stores, and then that one day, this thing happens. You with me? Ja, So we think, oh, we got away with it. Oh, we don't have to deal with it. ja, Becomes important because we must think long term. ja, We are vessels carrying the glory of God, and God wants to use us all for the glory of His kingdom, and He needs to be represented in us. And if we die early because we didn't look at these things, Ja. it becomes an issue in your life. You with Ja. me? So that's why this is so important. ja. Hierdie het niks met hemel en hel te doen nie. Salvation kom by justification die dag as jy hom aangeneem het. Hierdie is sanctification. Dis die skoonmaak proses. Jy het 'n swembad, jy kom daarin, die swembad is daar, maar die water is vuil. Nou sit jy die creepy crawly aan, blare alles in. Die eerste dag as jy hom aanstaan, loop hy 10 minute en dan hoor jy net daar staan hy doodstil. Dan haal jy die skimmerboks, ja, dis die reins, jy haal hom uit, jy gooi alles uit, sit hom terug, dan loop hy weer. So jy moet daai dag 6 keer moet jy hom aan en af backwash, alles doen, skoonmaak. Dan die oomblik as hy skoon is, dan gaan jy agterkom, hy het die hele dag geloop, daar's net 3 of 4 blare in hom, wat hy die hele dag opgetel het. Maar die eerste keer wat jy het gedoen het, was daar 2 jaar se blare wat daar gelê het. So dis die proses waardeur cleansing gaan. So toe bid ons deur hierdie gebede, en toe ek klaar is, toe is die vision wat uitkom, Barend sê, terwyl ons daar bid, sien hy net, dit lyk soos iniquities in die goed wat net swart, die goed is net goed wat uitkom en wat afspoel van die hart af. So ons doen hierdie gebede persoonlik, ons maak dit we and I, dis hoe jy dit bid. As jy dit bid net jouself, dan begin jy met we. En toe bid ons daardeur, gisteroggend, ons het dit maandag gebid, gisteroggend toe kom ek, toe sê ek vir hom, ek voel ons moet weer deur dit bid. En toe gaan hy, en ons bid weer deur dit. Toe ons klaar is, toe sê hy,
Hy sien al die kamers is skoon en ons seël dit af met die bloed. Hy sê daar's een kamer. As jy ons het nie toegang tot dit nie. Ons kan nie daar ingaan nie. En ons bly bid. In die volgende slag toe kom hy, toe sê hy, ken ons daai gedeelte in ek dink is in Matteus 5 wat sê gaan in die binnekamer in en sluit die deur agter jou. Wat sê hy? Matthew 5:6 hy sê, when you pray, then you shall not be as hypocrites, for they love standing in the synagogues and corners and streets, that they may sin. Very I say unto you, they have not the reward. But you that pray, enter into your closet. Sien julle daai? So jy, daai deel is die volgende. You go into your closet, then you ask the Holy Spirit to reveal your heart, secret sins. Enige iets in die verlede, maak nie saak. Daai is vir jou en die Heilige Gees wat dit aan jou openbaar om dit na die troonkamer van genade toe te vat. As goedjies terwyl jy op klein was in die koshuis was, goed wat jy gedoen het, goed wat jy nie met mense kan deel, wat voel maar wat jy, hierdie kan ek nie deel, I have to go and spend time in my closet and just bring it before the Lord. But we must understand that positionally you are righteous, positionally you are Ja. sanctified. Ja, But you've got to work out your salvation. Salvation. So you already Yes. have it, ja, but to become it, Come. God wants us to become it so that He can reflect, you can reflect Him, because that's how, Ja. through the communication, we want to reflect Him, and essentially, we want to walk in our authority, and we want to walk in the power, the Acts 1:8 power, that He has already given us. But often we have a Ja. disconnect, because Ja. we don't understand. But Ja. the Bible says this, but I'm not seeing this. Ja. So this is the process into which we You can- but there's no Ja. condemnation, Romans 8:1. ja. This is for the heart and the reins. Hierdie. It's deepest purification. Om daai hoekies in die army, daai tandeborsel hoekies te gaan skoonmaak. Wat niemand raak sien nie, maar wat die korporaal kom daarin en hy gaan kyk in daai hoekies. Hy ken daai hidden hoekies en hy sê nee, troep. Altyd gedink hy's 'n duiwel. So, alright, toe vanoggend, terwyl ons vanoggend bid, maar wil jy lees die woord en dan moet ek net begin bid. In die oomblik toe kom die vision weer op. Toe kom Baron toe sê hy kry 'n bird's eye view van die koshuis. Ek gaan nou vir julle wys van die koshuis. Hy kry 'n bird's eye view van die koshuis. Maar hy sien binne in hierdie koshuis sien hy as 'n hart. Maar die hart wat hy sien is baie swaar. In die volgende toe sien hy maar die hart wat daar is 'n hart of stone. Maar dis nie jou hart of ons hart wat jy deur die gebed gegaan het nie. That's the body of Christ in the city of Bloemfontein. In South Africa. Die hart wat Suid-Afrika het, is hy Jeremia wat praat van julle dien my met julle lippe, maar julle hart is so. Nou kom ek vra die volgende vraag. Lyk dit asof dit Suid-Afrika en Bloemfontein se hart kan wees? Ja. Okay. So toe sien hy die volgende. Hy sien daar's 'n strongman wat daar staan. So jy kan hom nie net gaan remove nie. So dis nou die plek waar ons moet ingaan en hom gaan bid. Maar om dit te doen, moet jy eers jou hart self skoon kry. Dis wat ons in intersessie moet doen. Dis hoekom Heilige Gees wants to come in Ezekiel 36, 20, 24, 26, daarom. Ook Matthew 15:8. Yes, you serve me with your lips, but your heart is wrong. Yes, dis dieselfde wat in Jeremiah, ja, met Jeremiah bevestig daai. So hy kom in Ezekiel 36, hy sê, then I will sprinkle water upon you, and you shall be clean with all filthiness. Sien jy die hart was eers in die water. From all filthiness and from all your idols, I will cleanse you.
And I will give you a new heart and a new spirit, and I will put within you, and I will take out your stony heart, and I will give you a heart of flesh. So dis daai besnydenis van die hart, wat in Joel 2:16 sê, want is dit vir Suid-Afrika? Ja, hoekom? Joel 2:16 praat van, dis as ons glo, die herlewing is net sommer 'n oogklap. Nee, daar's goed om te doen voordat ons by dit uitkom. Daar's goed om te doen, dis hoekom dit teruggehou word. As gevolg van ons harte, maar ons moet in die binnekamer kom, ons harte regmaak, ons moet gereed staan en sê, now we are ready. Dis hoekom ons in die terry ingaan in die aande, want ons doen dit nie vir onsself nie, doing it for a nation, en dit gaan nie oor die nasie nie, dit gaan oor God's kingdom. Hy sê vir ons, hy gee vir ons 'n mandaat vir wat hy vir ons gee vir die huis. Prepare the way. Set my path straight. Ons moet ingaan daarin. En dan sê hy, Joel 2:16, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, and the children, those that suck the breast, and the bridegroom go forth out of his chamber, and the bride out of her closet. Let the priests, the ministers of the Lord, weep between the porch and the altar. Jy sien, hierdie cleansing gaan met trane gepaard. So dis baie sleg om in te gaan vir iets en iets te gaan bid, maar jy het nie die emosie nie. Ons moet ons moet vir Jesus vra, deur die Heilige Gees, give us a broken spirit and a contrite heart. Vir Psalm 51:17. En jy sien die priest, as ons inkom, ja, so ons is almal geroep om priesters te wees. Hy sê dan in Revelation 1:6 en dan 5:8 sê hy, called kings and priests. Maar nou verstaan ons nou, hoeveel moet ons loop, as om net die woordjie te hoor, ons is nou konings en priesters. Want jy gaan in as 'n priester, as jou hart reg is, jy gaan uit as 'n koning, dan gaan jy deur die dag, gaan jy in besigheid in, jy staan in 'n werksituasie, to take authority to rule and reign as a king and a priest. Maar dit begin by die hart. Ek het hierdie goed is nie manuals en goed wat as Heilige Gees het hierdie goed kom openbaar vir ons. Waar jy begin, oorspronge, is uit jou hart uit. En dan gaan ons na die kleed toe. As jy hierdie plaas, dan kan ons, en weet wat wys die Heilige Gees vir my? We have to stand naked before him. Dis jou eerste kleed wat jy aantrek. In jou closet, kaal voor hom wees. Want dan kan jy niks wegsteek nie. Dis jou transparent, jou eerste kleed, nakedness, kaal voor hom wees. Daar's niks wat ons kan wegsteek nie. En dan sê hy, in Joel 2:28, en dan sê hy, then I will pour out. It shall come to pass, I will pour out my spirit upon all flesh, not some. So iets wat jy gaan doen, daar's mense wat 9:00 die oggend inkom op die Oesland werk, daar's ander wat 12:00 inkom, daar's ander wat 5:00 inkom. Die wat 5:00 inkom, hulle gaan net die vrug pluk van hierdie, wat jou hart nou gereed maak, wat Suid-Afrika moet deurgaan. As sy koms voor die deur is, en God maak ons gereed om in te kom en in te pres, waar jy is, evangeliste op die Oesland voor te berei, in die hospitale in te gaan en te beweeg, gaan hy jou voorberei soos nog nooit tevore nie, want as jy 'n priesterlike kleed aantrek, as jou hart pure is voor hom, en ons is deur hierdie daagliks, en deur die gebede, gaan jy baie meer in power and authority begin inbeweeg, as ooit tevore. Ek dink ook omdat daar's baie sielswonde, Baie, wat mense het, ja, soul wounds, yes, wat met jou gebeur het as 'n seentjie, of ja, wat moet ook herstel. dit gaan in daai, Dit is in die ding. en dit gaan in daai laaste kamer, daai closet in. Dis, jy gaan huil as 'n seentjie, dis waar, jy gaan terug na childhood toe, en jy gaan jou pa, ek sê dit weer, jy gaan jou pa en jou ma, as 'n seentjie en 'n dogtertjie sien, jy gaan die onderwyser wat jou maats wat jou geboelie het, onderwysers gaan jy sien as klein,
hoe hulle geboelie is en jy gaan hulle vryspreek van daai plek af. So hierdie goed is so diep, maar dis hierdie is sielkunde op meer as steroids. Dit is die woord van God. Ja. That's the Holy Spirit. So, ons het nog so 'n paar minute, ek gaan van Werner verhaal, dat hy so die eerste 2 paragrawe vir ons lees, dat julle net hoor, Iemand wat vroeg hulle soek brood. So, brood van die lewe kan hulle kom kry. Daai maat van my is nie gered nie. Hy Ja. kom altyd nou sê hy kom Jesus brood koop. Andre, ek wil net gou sê, ek het eendag dit geleer en dis baie belangrik. Ook op dit wat Pieter nou sê, die 2 areas wat die vyand gebruik om die skade te doen in ons hart, Ja. is sonde wat ons, Ja. maar ook trauma. Ja, Daai 2. Ja. Dis nie sommer net ek het Nee. seer gekry iewers Nee. en dis so nie, ons bære dit in ons hart en hy Ja. gebruik daai ding Ja. om bitterheid en al hierdie goed te veroorsaak. So ou moet deel daarmee, dit is waar. so, die tyd wat Amanda Buysey was, die oomblik as jy kyk na SRI's, Satanic Ritual Abuse, en wat die globalists en die Rockefellers en al hierdie ouens in die Freemasons gebruik, hulle gebruik trauma as 'n wapen om jou spiritual eyes te open en om in jou in daai plek te kry, want wat hulle doen, as hulle 'n sielswond het, dan kom die vyand in en hy vat 'n stukkie van daai sielswond, wat gesplice is, as jy dit kan sien, jy sien jou siel raak, hulle wil hom skeer met pyn. En as hulle hom geskeer het, hulle vat 'n deel van hom, dan vat hulle hom na die tweede hemel toe, en dan begin hulle met hulle, ek wil amper sê met hulle triks daar, dan begin hulle hom daar programmeer, en hulle begin dit doen, want hulle het 'n deel van jou gekry. Maar dit is alles deel van hierdie sielswonde. En in gebed kan jy dit terugvra, ons kan bely, terugvra, in alle covenants wat gemaak is, waarvoor jy agree het, waarvan jy nie is weet nie. Dan sny ons daai goed af, en ons bring dit weer terug. So dis deeper inner healing. Maar jy kan vir ons so Okay, so dit sê a prayer to retune and realign the heart. On behalf of myself and my generational line, I repent for and renounce viewing ungodly images, listening to ungodly sound in the airwaves, and coming into agreement with ungodly sights and sounds. I repent for not taking every thought captive and meditating on things that are true, noble, just, pure, lovely, and of good report. Ek dink dis daar in Filippense 4, nee, goed dat ons moet bedink. 8 and 9, ja. Ja, excellent and praiseworthy. Ja. On behalf of myself and my generational line, I repent for and renounce satanic and demonic agreement with any demonic movie or media or the production of it. Ek dink ons weet baie keer nie eers, Andre, dat die movie wat ek kyk is ja, eintlik demonies geïnspireer nie. Lord, forgive me for rejoicing in the triumph of evil as portrayed in movies and books. I repent for reading any book or comic strip and for watching any films that exalted darkness and or the bat in idolatry. I repent for idealizing bats or other creatures, Batman. Lord, please cut all ungodly ties between me and these dark images and movie characters. okay, ons kan net daar stop. Net om vir julle 'n idee te gee. Sure. Hierdie is vir 'n uur lank. As jy dis geweldig intens. Ek gaan dit forward, dan kan jy dit vat, gaan dit PDF, jy kan dit lees, jy kan dit bid. Dan is daar nog 2 ander gebede ook. So ek wil net sê wat baie interessant is in hierdie goed. Ek onthou die eerste keer op skool, ons was daar 7. En ons kry een van die ouens kom daar aan. Hey, ek het 'n blue movie gekry. En ons is almal oë en ore. En ons het in die koshuis, daar was so 'n kluis gewees, waar instapkluis soos in die banke in daai koshuis. En laat ander ouens in daai kluis vat, daar was 'n plak en ons het daai aan die blue movie daar binne gekyk. So daai first images en goed wat in jou mind kom. En op skool, daai eerste goed, is goed wat daar lê.
wat ons nou voor moet repent. So hierdie goed gaan verby. Hoorie, ek het dit nie gedoen. Ek sê vir jou, almal staan skuldig. So hier is ons voor u. En ons bring dit nou uit, ons kom sny al daai goed af. En die nice is ons dink nie aan al die goed. Nee, Maar hier's als nou ingesit. So as jy dit bid, dis goed wat jy dalk Ja. sal vergeet het. ja, en wat baie gebeur, julle hoor nou sekere goed hier. En die oomblik as jy het begin bid, terwyl jy ry kom al thought op, yes, ek het hierdie gedoen of ek was in hierdie betrokke. Dan weet jy daai gaan klaar toe. Amen. Ek hoop dit maak sin, maar ek dink dit maak sin. Ja. En die Heilige Gees vat ons na 'n plek toe. Ja, wat hy in purification iets wil doen. Jy sal dit vir ons aanstuur, né? Ek gaan dit aanstuur, dit lê, ek gaan dit nou aanstuur. Ja. Hierdie is so. Waar kry jy daai boek? Ek het hierdie boek bestel toe ons by Ariel Gate was. Sal jy hom net 'n foto vir ons net Ek gaan 'n foto neem en jy kan hom kom by Takealot kan kry. Jy kan hom Takealot of by Amazon, kom ek sê vir jou, hier's gebede hierin wat ek nie vir julle kan beskryf nie. Ons een wat ons gereeld bid, prayer to restore me in a proper time and amend my body clock. Nou dit klink simpel. Die wêreld het ons op Greenwich gesit, Londen se tyd, op 'n ander lyn. Maar ons moet terugkom op die derde hemelse lyn, uit die troonkamer uit, sodat met jou hele liggaam moet align word op 'n ander body clock en op 'n ander timeline. Ja. So dis klomp sulke goed, maar ons kan dit in die tyd kan ek dit deel. Hier's goed wat jy in jou DNA gaan. Hier's goed in wat hulle incubus en succubus noem, wat hulle geestelike seks, wat noem is dit, spiritual sex en daai goed, wat jy kan repent en bely, ungodly depth. So hier is geweldige realign, daar het ons gedoen, realign the heart. So prayer to release of from being a sacrifice. So daar's klomp goed wat dit, prayer to the divine intervention and a release into your birthright. Maar ek dink ons moet die hart doen en dan gaan ons na die ander kyk. Ek gaan hierdie foto's neem en wat ook goed is, as jy gaan Google, sê nou maar, julle gaan nou sien wat is die heading van die en wat ek doen. Hierdie mense, Asland Prayers, ek het 2022 sin, 2020 sin, daar's hulle place, so jy kan gaan op hulle website of wat, en dan gaan tik jy die heading in, en dan sien jy, okay, maar daar lê hy, dan download jy daai gebed, en jy PDF hom ook vir jou, tussen wat jy wag vir die boek. Okay. Ek hierdie 2008 op PDF voor. Jy het die? 2008 edition. Okay, het jy die 2018? Ja, 2008 of iets. Daai hele, ja, maar jy kan hom, jy die hele boek, maar jy kan hom net aanstuur vir Chris, stuur hom vir Chris, en sit hom ook op die groep, Okay. op die discipleship. Dan het ons Hier is hy alles. op Amazon hierdie een. Okay. Ja. 2022 version. 2022 version. That's the newest. Is daar nie weer 'n update in die musiek? Ek het nou nie gevra 2022 nie, ek het net gesê Paul Cox Generational Prayers toe. Gooi ek Okay. 2022 uit. Alright. So Vader, dankie vir hierdie oggend. Dankie Heilige Gees vir wie U is. Dankie vir U liefde, vir U genade. Ons kom seël alles af onder die bloed van die lam. En dankie net dat U vir ons die openbarings gee. En dat ons hier in kan stap. Ek bid vir elke boeta wat hier sit, laat die saad van die woord vanoggend op hulle harte val. En laat ons die begeerte hê om in 'n dieper verhouding in te gaan en om onsself te gaan skoonmaak en reinig, want ons wil spotless en blameless voor U staan, voor die troon van genade. En dit is slegs die bloed wat ons kan skoonwas. In die naam van Yeshua. Amen. Amen. Alright, ek gaan nou daai soek. Jy moet